Goeiemorgen, dit is van... Ekskuus tog. Goeiemorgen, ons begin weer. Goeiemorgen, dit is woensdagoggend 21 Mei 2025 en ek groet julle oude gewoonte hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En as julle mooi luister, dan sê julle kan hoor dat daar is so effense jeserigheid of 'n krabberigheid in die keel, maar dis maar die tyd van die jaar waarin ons lewe, nee. Nou goed, vandag 40 jaar gelede, op 21 Mei 1985, is ek in Cabinda, Angola, gevange geneem en daarna 837 dae in eensame opsluiting verkeer. Maar tydens hierdie operasie is daar ook mense oorlede en elke jaar op die 21ste Mei dan herdenk ek dit. Maar 21 Mei 1980 was operasie Sawate, waar tydens 3-2 15 man verloor het. Dis tye soos hierdie waar mense oomblik moet stil raak en moet onthou die wat alles gegee het teenoor party van ons wat iets gegee het. Operasie Argon, wat in die verre noorde van Angola in die afgesonderde enklave van Cabinda plaasgevind het, en ek gaan vir julle net op 'n kaartjie demonstreer presies waar dit was en hoe dit verloop het. Dan kan julle dit mooi sien en volg. Julle sal sien die pyltjie is daarso op die skerm. Nou hier is Kaapstad in die suide, daar sien julle, en dan al op teen die kus noord van Namibië, dwars deur die hele Angola, in die noorde kant uit, en dan kom ons daar in daai enklave wat bekend is as Cabinda. En baie olieryk en die Cabinda Gulf oliemaatskappy het daar gefunksioneer. Natuurlik met 'n duikboot vanaf Saldanha Bay beweeg, eers met aanvalsvaartuie en toe oorgeplaas na die duikboot toe, en het ons op die ou einde by Malongo as teiken moes ons dan nou, en ek gaan nou net vir julle inzoom dat julle ook mooi kan sien daarso. En die teiken was op daai stadium was hierdie 6 tanke wat hier sit. Daardie was nog nie gebou nie, dis later bygebou, maar hierdie 6 tanke wat hier sit, was ons teiken area gewees. Ons het net na die noorde toe geland in Malembo Bay, met die bote ingekom. Ons het hier aan wal gegaan, teen hierdie stoutes ingeklim en geloop, en eintlik rondom hierdie dorpie in die donker nag in daai rye velde gestap, op die pad geklim en al die pad afbeweeg tot ongeveer in hierdie omgewing toe weggeswaai en baie wyd omgeloop, en van die ooste kant af het ons die gebied genadig tot daar, tot in hierdie kol, dis waar ons oplegposisie deur die dag was. Ons het ons tyd daar deurgebring, en die hele dag het ons beweging van FAPLA soldate in die omgewing gehad. Dis interessant dat ek ongeveer 2 jaar terug per e-pos in kennis gestel is van 'n persoon wat daar gewerk het, wat gesê het, daar was geen sekuriteit, geen sekuriteitsmaatreëls rondom hierdie installasie nie, en 2 weke voordat ons hierdie aanval gedoen het, toe was daar ewe skielik
baie wagte ontplooi rondom die installasie, maar ook in die gebied rondom die olieopslagplek, die opgaartenke, wat dan die teiken was. Nou, ons het inbeweeg, ons het daar hier ons opleplek gevind, en so ongeveer 4:15 die middag het ons kontak geslaan, en het die vyand basies van die suidekant af deur hierdie bos gevee, tot hulle ons raak geloop het, en die kontak uitgebreek het. Ons het ombeweeg om die bos, weer ingekom toe ons van hierdie kant af in 'n stoppegroep vasbeweeg het ons teruggegaan in die bos in, en dis langs hierdie klein amper leegtetjie wat hier uitloop, waar ek en korporaal Louis van Bedaar en Roland Liebenberg langs beweeg het, en hulle albei is daar doodgeskiet. Ek was 3 keer raak geskiet. Nadat hulle my gevang het hulle my 'n 4de keer geskiet. Ek het wonder bo wonder dit alles oorlewe. Ek is toe van daar af geneem, opgebring na hierdie pad, daar waar voertuig ons opgelaai het, en dan al die pad na Cabinda vervoer het. En uit die aard van die saak was dit vir my 'n baie traumatiese ondervinding om dit te beleef. Vanaf Cabinda is ons afgevlieg na Luanda toe. Daar lê die Congo rivier, jy kan mooi sien hoe hy daar in die see ingaan. Cabinda, die hoofstad van die provinsie Cabinda, van daar al die pad gevlieg na Luanda, en dis waar ek dan toe nou in die tronk geplaas was, kort nadat hulle op my arm geopereer het. En ek het so 'n paar foto's wat ek ook vir julle sal wys, net dat julle kan sien. Hier is so 'n seewaartse fotootjie, waar ons van die aanvalsvaartuie af lanseer met die harde romp Barracuda bote, wat ons nie in hierdie operasie gebruik het nie. Ons het wel die rubberbote gebruik. Dan 'n advertensie, of kom ons sê dan pamflette wat versprei was aan die operasionele gebied. Want onthou, as ons nou kyk na waar Cabinda lê en waar die noordelike of die noordelike deel van Namibië is, dan is dit amper 1500 kilometer uit mekaar uit, en hulle het op die grens, het hulle hierdie pamflette versprei, wat 'n waarskuwing moes dien, met my gesig daarop, en die toerusting wat saam met my gevind is, en dit was natuurlik groot propaganda materiaal en 'n poging om ons soldate te intimideer. Daar's nog 'n fotootjie wat geneem is, kort na ek gevange geneem is. Ek kan sien daar's nog redelik merke aan my gesig. En dan laastens net 'n foto van my uniform wat later in die museum in Luanda tentoongestel was. Jy kan sien hoe die bloed gestol het en seker nou al verkleur het oor die jare. Maar dit is uit die aard van die saak 'n ondervinding wat nie by 'n mens verbygaan nie. 'n Mens bly dit onthou, 'n mens bly dankbaar wees oor die feit dat jy lewendig daar uitgekom het. En ek kan nooit daaraan dink sonder om hartseer te voel oor die 2 manne wat saam met my was, wat die hoogste prys betaal het nie. Die ander lede van hierdie span, hierdie 9-man span, van hulle was ook raak geskiet, gewond, het veilig uitgekom en veilig teruggekeer na Suid-Afrika. Groot respek aan elkeen wat deelgeneem het aan daardie operasie. Maar is daar in Cabinda in die tronk waar ek al my lewenslesse geleer het, geduld, waar ek die nabyheid van my Skepper ervaar het, waar ek eers sekere goed moes leer. Ek moes lofprysinge leer, ek moes leer om die seëninge raak te sien in my lewe. Ek moes leer om te dink, te oordink, te oorweeg, te analitiseer,
En dis waar alles vir my begin het, is met die tyd toe ek daar was, waar ek alles in die proses moes ontleed, om na behore te verstaan, waaroor dit uiteindelik gegaan het. Baie jare later, in 2014, het ek vir die eerste keer uitgevind wat werklik gebeur het agter die skerms. En dit het aanleiding gegee tot die publikasie van my boeke Judas Bok en Josef Skleed, wat nou saamgevoeg is met nuwe inligting by in Argon. Die boek se naam is Argon, kan het bestel, en daarin word alles vertel en meer. En as jy enigstens meer wil leer oor hierdie operasie, lees die boek. Dit is volledig geskrywe en vertel eintlik my hele lewensverhaal tot en met 2023 toe. Maar ons moet uit alles uit leer dat dinge gebeur vinnig en onverwags, wanneer jy dit nie voorsien nie. Maar dat alles wat met jou gebeur, gebeur uiteindelik met 'n doel, 'n rede. En in die proses as gelowiges moet ons glo dat dit deel is van ons vormingsproses, wat ons regmaak of gereed maak vir 'n groter taak of uitdaging wat vorentoe vir ons wag. Dis hoekom ons dan ook baie hard werk, ek self hard werk op hierdie stadium, om terug te gee aan my mense, te doen wat ek kan, om uiteindelik ook 'n toekoms weer vir hulle in hierdie land, Suid-Afrika, te kan skep. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.